tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus die Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 131. Ons sing al 3 die verse en dan bly ons staan vir die geloofsbelijdenis. Kan jy net vir my die skerm aansit asseblief? Wat het nog net hier gedruk? Ons bely nou ons geloof en nadat ons ons geloof bely het, dan sing ons uit skrifberuiming 12:3 sluit ons geloofsbelijdenis af met die eerste en die tweede vers. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Enigste Here, enkele wese, ons behoor U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vry uitgetuig ons, U is vir ewig God en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, oneindig groot.
is almachtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. Vir die van die wat nie weet nie, ons het, u kan gerus sit, ons het sopas artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis gesing, wat Dr. A.G.S. Venter, wyle Dr. Venter, vir ons ook singbaar gemaak het. Kom ons luister nou na die wil van die Here, die wet van die Here, en dan sing ons daarna as inleiding tot ons gebed, Psalm 119, die 20ste vers. Ek lees dit vir ons, ek oordink nou al my weë om my aan die wet te wen, of ek staan en of ek struikel, kan ek klaar daaruit beken, of raak sien, of ek dood is en of ek lewe, kan ek klaar daaruit verstaan, ek verhaas daar om my skrede, vir my lewenswandel, om weer in u spoor te gaan. Psalm 119 vers 20 as inleiding tot ons gebed, maar as antwoord op die 10 gebooie. Toe het God al die gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk, alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ek oordink nou al my weë, om my aan u wet te wen, of ek staan en of ek struikel, kan ek klaar daaruit begin. Of ek dood is, of ek lewe, kan ek klaar daaruit verstaan. Ek verhaas daarom my skrede, om weer in u spoor te gaan. Ons Vader wat in die hemel is, daar is sommige van ons wat besondere dankbaarheid en blydskap in 'n harte ervaar. Ons dank U, Here, dat ouers en kinders ook kan bly wees oor kinders toegelaat word deur die kerkraad om hulle geloof te bely die 1 November. Ons dank U ook vir lidmate wat hierdie week verjaar, lidmate wat
die genade van die Here, U onse God, op 'n besondere wyse ervaar. Ja, Here, U gee beproewinge in ons lewe. In sommige van ons geval is dit ernstige siekte op hoë leeftyd. Is dit 'n geliefde wat ons moet afstaan aan U? Ander van ons gaan deur beproewinge wat hulle in woorde nie kan beskryf nie. Dis geweldige druk, moet baie van ons lidmate ook bid, dat U hulle ook sal vashou en vir hulle hoop sal gee, dat hulle vanuit die sekerheid en die troos sal lewe, dat alhoewel ons aardse lewe nie maklik is nie, en daar baie teëspoede ook oor ons as gelowiges kom, gebruik U dit, soos in die geval van Abraham, wat vir Isak moes gaan offer het, en hy vir 3 dae lank vir 80 kilometer moes worstel met hierdie onbegryplikheid in sy lewe. Here, ons dank U dat U uiteindelik vir Abraham en vir Isak voorsien het. En dat ons kan getuig dat U voorsien in al ons behoeftes, of ons dooplidmate is, of belydende lidmate is. Ja, Here, ons wil vir die diakens bid, ons wil vir die ouderlinge bid, vir die predikante, ons wil vir elke lidmaat bid, dat U ook in die tyd wat daar weer huisbesoek gedoen sal word, dat U ook elkeen van ons sal opskerp deur die huisbesoekbrief, en dat ons ook ons verhouding met U in groot selfondersoek sal bekyk. Gee dat ons vir onsself sal vra, is ons lief vir U met ons hele wese, met ons hart en ons siel en al ons krag en ons hele verstand? En die tweede wat hiermee gelyk staan is ons lief vir ons naaste. Vader, ons bid vir elke ouer wat 'n doopbelofte afgelê het, en wat onder die verpligting staan om U bo alles lief te hê, saam met hulle kinders. Maar ons bid nie net vir hulle nie, ons bid vir die onderwysers. Ja, ons onderwysers dra 'n geweldige verantwoordelikheid. U roep hulle om ons kinders te vorm vir die ewigheid. In die bekende woorde van Titus 1 vers 1 en verder, U het ons uitverkies, sodat ons met die uitverkorenes van God kan werk, en hulle tot die kennis van die waarheid kan bring, die geloof, en tot die diens van God, wat uitloop op die ewige lewe. Vader, ons bid dat U ons nou, in hierdie erediens, ware bekeerde harte sal gee, om op die pad van bekering, saam met Christus te loop. Ja, ons wat met Hom gesterwe het deur die geloof, en saam met Hom opgestaan het deur die geloof, gee vir ons troos en sekerheid, krag en leiding. Vader, ons wil besonderlik bid vir die jeugbediening ook in die gemeentes in Rustenburg, vir voorbereidings vir die Frankfurt riviertoer, vir verskeie aksies wat beplan word ook vir begin volgende jaar en later in die jaar. Vader, ons bid dat U almal wat kategete is, saam met die ouers en ons kinders, ryklik sal seën. Vervul ons nou met U Heilige Gees en wees U met elkeen in sy of haar besondere omstandighede. Ja, o Vader, ons wil ons gebed afsluit en bid vir elkeen wat by 'n punt in hulle lewe gekom het wat niks meer sin maak nie, waar hulle wanhoopig is, waar hulle onseker voel. Gee vir ons nou die enigste troos in lewe en in sterwe, deur die bediening van U woord, om Christus wil. Amen. Ons lees nou uit 2 Korintiërs 1
vanaf vers 1 tot 11. Skep moed en bemoedig mekaar. Ons behandel ook met u Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dit sluit aan by die belydeniskamp wat nou die naweek plaasgevind het, die belydenisaflegging wat op die 1 November gaan plaasvind. Kom ek lees dit net vir u. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek met liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser of saligmaker Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy het my vrygemaak. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan of verder vir hom te lewe. Kom ons lees nou uit 2 Korintiërs 1 vanaf vers 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus, aan die gemeente van God in Korinte, en aan almal wat aan die Here behoort in die hele Agaïe, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee of uitkoms gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word of getroos word, is dit om julle te bemoedig of te vertroos en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging of troos deel het. Ons wil hê broers dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid, en so sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. Ons teksverse is vers 3 tot 5. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus.
Ons wil graag in hierdie preek die klem laat val op God as ons enigste sekerheid, hoop, troos en bemoediging. En as die Here wil in 'n opvolgpreek, wil ons graag met u kyk na hoe ons dan nou hierdie troos aan mekaar kan aangee, oorgee en mekaar kan bemoedig en vir mekaar kan hoop gee. Wie van ons, geliefde gemeente, is die beste toegerus om 'n ander te help, om met medelee en meegevoel 'n medemens in sy of haar situasie by te staan? Dis nie mense wat alreeds in die hemel is nie, maar dis mense wat nog met hulle voete op die aarde en met hulle knieë op die grond is, en wat nog worstel om antwoorde te kry en self vir hulle troos te vind. As ek nie troos in my hart het, as ek nie hoop in my eie lewe het nie, hoe kan ek dan die aflosstokkie van hoop, van die evangelie van hoop, vir iemand anders aangee? Met ander woorde, die leerskool van God loop uit op die oefenterrein van die gemeente en die wêreld. Baie keer is 'n mens in 'n situasie soos in 'n vuuroond. Jy kan maar gaan lees in 1 Petrus 1 vers 6 tot 9. 'n Mens kan nie gouderts kry of platina as dit nie deur die warmste proses van verhitting gaan en uitgesuiwer word nie. Kom ons kyk dan nou vanoggend na wat is die troos en die sekerheid wat God vir ons as gelowiges gee. God is ons troos, ons enigste troos in lewe en in sterwe. Die lewe met God is 'n ontdekkingsreis. Ons is op pad en nie een oomblik daarvan kan ons agteroor sit en kom alles van self af na ons toe nie. Dis 'n skrikwekkende avontuur, soos wanneer 'n mens nog nooit in 'n sekere situasie was nie. Sommige situasies was 'n mens wel, dan moet 'n mens in daardie situasie kan aanpassings maak sonder om jou geloof aan te pas. Daar is ontberings as 'n mens op 'n ontdekkingstog gaan. Daar is baie dinge wat kan verkeerd gaan en as die beproewinge vinnig kom, dan kan dit vinnig verkeerd gaan. 'n Mens kan op pad, het ons verlede Sondag gehoor, kan jy gly en val. En toe het ons daardie preek gehad oor 2 is beter as 1 en 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Maar in hierdie 4de mekaar preek wil ons kyk hoe God ons almal deur die geloof red van moeg word, van moedeloos word. Hoe hy ons help as ons seer kry en as ons twyfel. Dink aan 'n staptoer of enige ekspedisie. Dink aan die Frankfurt riviertoer. Wanneer daar 'n rusplekkie langs die pad is, wanneer daar verposing is, wanneer daar nadinktye is, dan staan 'n mens stil en dan dink jy na oor die betekenis van alles in jou lewe. Jou huwelik, jou gesin, jou familie, die gemeente en jou werk. Maar baie keer, veral as 'n mens alleen is, enkellopend is, dan kan 'n mens so maklik knak. Jy kan moed verloor. Jy kan snags nie slaap nie. Dink maar net aan elkeen van ons in ons beroep. Of dit nou in die skool is en of dit nou na skool is. Ons werk. En ons werk maak ons moeg. En ons verpligtinge bring spanning. En partykeer dan ervaar 'n mens 'n leegheid in jou hart. Jy soek iets anders.
iets meer, iets ryker in hierdie sinlose rotresies. En dis dan, as ons nou dink aan die lewe van die Here Jesus, wanneer hy vroeg opgestaan het, of wanneer hy net van sy disippels af weggeloop het, of hy vir sy disippels sê, gaan rus 'n bietjie. Hy het geweet wat sy Vader vir hom beteken. Hy het geweet hoe belangrik was die saamwees met sy disippels. As ek verstaan hoe lief God my het, as my verhouding met God reg is, dan kan ek my verkeerde besluite of my lewe in oënskou neem, en dan kan ek dink oor, evalueer, en ek kan my lewe in verander deur die werking van die Heilige Gees. Nou wil ek vir u vra, is jy dalk, is ons dalk vasgevang in 'n lewe van sinloosheid, hopeloosheid, onsekerheid, twyfel, wroging, worsteling, soek die woorde as gevolg van u neerdrukkende omstandighede. Dan sê die Here vir ons, hierdie lewe met sy verskriklike afgronde, met sy stroomversnellings, met sy spanning wat op ons skouers kom lê, laat my bidend vra, wat gee God my? Wat bied hy vir my? God is ons toerleier. Hy is ons gids. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Baie keer wanneer dit met my goed gaan, dan leef ek so vinnig, dat ek by God verby lewe. En van my persoonlike gebedslewe met God, kom daar nie altyd genoeg tereg nie. Of die sprankelende lewensblyheid van die nabyheid met God, mis ons. Weet jy hoeveel van ons se swaar kry staan op ons voorkoppe geskrywe? Dis in die houding waarmee ons loop. Dis in die manier waarop ons praat. En nou vra hierdie preek, wie is die Here? Wat doen hy vir my? Wat doen hy in my lewe? Hoe kan ek God beter ken? Is ek besig, en verhuis na 'n preek wat Dominee Koos gepreek het, onder leiding van die Heilige Gees, oor ek moet groei van 'n baba tot 'n groot mens, 'n volwassene in die geloof. Hoor wat sê die apostel Paulus. Die apostels, die profete was manne van gebed. En die apostel Paulus begin eintlik met sy hoop, met sy troos, met die bron van hoop en sekerheid. Hy begin met 'n lied aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting of bemoediging, kom al die lof toe. Hy is die Vader van ontferming. Hy is die God van alle vertroosting. Ons Vader sien ons raak. Hy het ons nie net gemaak nie, hy sien ons raak en hy is lief vir ons. Hy tree met ons op soos 'n goeie pa of 'n goeie ma, wie se hart en optrede uitgaan na hulle kind. Hy dra ons belange op sy hart. Hy weet hoe dit met ons gaan. Hy weet hoeveel spanning kom sit op die krop van my maag. As ek in sekere situasies kom. As ek in sekere situasies nie kan funksioneer nie. As ons dit ontken, dat een van ons altyd in alle situasies opgewasse is om dit te hanteer,
dan is ons nie eerlik met onsself. Nou sê die Here vir ons, kyk weg van jouself. Kyk na jou Vader en my Vader, die Vader van ons Verlosser, van Jesus Christus in die hemel. Die Vader wat ons lief gehad het en wat sy Seun vir ons laat kruisig het en hom toe opgewek het. Jesus se koms het my en jou sy kind gemaak. Ja, sy koms het uitgeloop op sy kruisdood in sy opstanding. Deur Christus is God my en jou Vader. Hierdie verhouding berus nie op iets wat ek of u gedoen het nie, maar op die uitverkiesende liefde van ons hemelse Vader en op die lyde en sterwe van Christus. God het hom oor ons ontferm toe ons verlore in sonde was, toe ons nog sy vyande was. Ja, het kan daar 'n hopelose toestand wees as dat 'n mens nie jou eie sonde ken nie, dat 'n mens nie jou eie redder ken nie, dat 'n mens ook nie weet hoe om hy dankbaarheid te lewe nie. Met ander woorde, God leer vir ons, hy het met ons in 'n persoonlike liefdesverhouding getree deur sy geliefde Seun en deur die liefdevolle leiding van die Heilige Gees. Met ander woorde, ontferming, troos, bemoediging, hoop te doen met God se optrede teenoor ons as sondaars. Nee, meer is dit, teenoor ons as verloste sondaars, in ons swaar kry en in ons beproewinge hier op aarde. Met die benaming Vader van ontferming en God van alle vertroosting, wil die Here vir ons sê, hy het die oplossing vir my en jou lewe, onder alle omstandighede. En as u dalk vanoggend voel, u het by 'n doodloopstraat in u lewe gekom, u wil nie meer lewe nie, u sien nie kans vir die werksituasie nie, u sien nie kans vir die lyding met die siekte nie, of u weet nie hoe om aan te gaan na die dood van 'n geliefde nie, of jy as jong mens weet nie, hoe moet jy maak in jou lewe nie. Daar's sekere dinge wat jy met jou pa en jou ma of met 'n predikant kan bespreek of met 'n onderwyser of iemand wat jy kan vertrou, maar daar's ander dinge wat jy in jou hart dra. Dan sê die Here vir ons, kyk op. Kyk, wie is regtig daar om jou te help? Die God van alle vertroosting en die Vader van ontferming, dis die Vader van Jesus Christus. Moet nooit vergeet nie, hy het jou lief. Hy het my hartstogtelik lief. Hy het my en jou as gelowige verseël met die Heilige Gees. Dit beteken, hy het my die versekering gegee, dat die goeie werk, soos Filippense 1:6 sê, sal hy klaar maak wat hy begin het. Hy sal nie toelaat dat iets my uit sy hand uitruk nie. Miskien wonder jy of daar ooit 'n oplossing sal kom vir die situasie waarin jy nou is. Miskien wonder jy of jy ooit weer sal wees soos dalk voorheen. Maar die Here sê vir ons, onthou hierdie ontdekkingsreis. Onthou hierdie pelgrimstog, hierdie reis tussen twee punte, waar sekere dinge van jou verwag word, waar God jou roep. Jy is nie alleen nie. In elke swaar kry, in elke teëspoed en in elke beproewing, in alles wat oor ons kom, werk die Here ten goeie mee. En omdat dit so is, kan u en ek bly wees. Kan ek God aanbid? Kan ek sing tot sy eer? Met ander woorde, ek moet vra, hoe kan ek die Here liewer kry? Kan ek probeer om hom elke dag nog meer lief te hê as gister? Of die dag voor dit?
Maar die dinge wat ek nie kan oplos nie. Op hierdie geloofspad loop die pad van die lewende God. Loop die pad van gebed, loop die pad van hoop, loop die pad van sekerheid, want hy sê, daar is 'n oorvloed van lyding. Swaar kry. En die woordjie wat die apostel Paulus hier gebruik, hy sê in die Grieks, daar is 'n verdrukking, soos 'n groot klip, as hulle iemand wat tereggestel moes word, of hulle wou iemand pynig in die Bybelse tyd, het hulle 'n groot swaar klip op sy borskas neergesit. En dis waar die Griekse woordjie flipsis of verdrukking vandaan kom. En dan het daai gevangene al die asem uit sy binneste uitgepers. Kan jy asem kry nie? Baie keer as angs oor ons kom, dan is dit die gevoel wat 'n mens kry. Jy kan nie asem kry nie. Jy weet nie wat om te doen nie. Jy weet nie hoe kom jy hierdeur nie. En dit kan met 'n onderwyser gebeur terwyl jy voor 'n klas staan. Dit kan met u gebeur terwyl jy besig is by die werk. Dit kan gebeur wanneer ek besig is as 'n ouderling met huisbesoek. Of die diaken met huisbesoek. Of 'n predikant. Dit kan gebeur wanneer ek die rugby van gisteraand kyk. Dan kom daar 'n beklemming om my hart. Nou sê die Here vir ons, loop die pad van oorgawe met God. Voordat ons in 'n volgende preek kom, gee die aflosstokkie van hoop vir iemand anders aan. Ek en jy kan dit nie doen nie, as ek nie eers die pad geloop het van stikkendheid, en van seer kry, en van swaar kry, en van beproewinge nie. Niemand van ons word verbygegaan nie. God is besig om ons voor te berei vir dit wat hy wil hê ons teenoor hom moet doen en teenoor mekaar moet doen. God is besig om ons te skool uit liefde. Daar is nie 'n ouer wat 'n kind opvoed omdat hulle nie hulle kinders liefhet nie. Ons doen baie keer dinge wat seer maak, sodat dit kan regmaak, sodat God daardeur verheerlik word. Wat ons dus vir u wil sê, in die naam van die Here, liewe gemeente, leef naby aan die God van alle vertroosting, die Vader van alle ontferming, die Vader van Jesus Christus, wat vir ons gekruisig is en wat opgewek is. Want by hom vind ek en jy rus. Ware rus, ewige rus, my enigste troos in lewe en in sterwe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanoggend almal as gemeente, saam met die wat nie hier kan wees nie, saam met elke lidmaat in die gemeente kan besef, U ken ons voor ons geboorte. U het ook geweet van alles wat in ons lewe met ons gaan gebeur. U is in U onbeskryflike liefde besig om ons reg te kap vir die ewigheid. Soos die klippe vir die tempel reg gekap is een kant. En dan as dit reg gekap was, dan is dit na die tempel toe gebring om ingemessel te word. So kap U ons reg. Here, ons hoor elke dag die hamerhoue. Ons hoor die voetstappe van U Heilige Gees en van ons Verlosser. Dankie Here dat ons met liggaam en siel en lewe en in sterwe nie aan onsself kan behoort nie, dat ons nie iets kan verdien nie, maar dat ons kan glo in U genade. Want U genade is vir ons genoeg. As ons swak is, dan is ons in 'n sterk mens wêreld, sogenaamd, dan is ons die sterkste. Vader, ons bid vir almal wat treur,
almal wat ly as gevolg van siekte, almal wat in hospitale is, almal wat in die ouetehuis is, almal wat jonk is, almal wat keuses moet maak, almal wat met probleme worstel wat onoplosbaar lyk. Dankie Here dat U die antwoord en die oplossing van al ons probleme het en is. En dat ons bidend, soos Jesus, soos die apostels en die profete, na U toe kan gaan. En U sal ons verhoor en gou uitkoms gee. Vader, ons bid dat U ons sal vervul met hoop en sekerheid en met die Heilige Gees. En dat U die wanhoop in elkeen wat wanhoopig voel, elkeen wat geen lig sien in die donker nie, dat die lig van die wêreld en die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, helder in ons lewe sal skyn. Wees met ons jong mense en ons bejaardes, ons middeljariges, die getroudes, die ongetroudes, die geskeides. Ons bid dit om Christus ontwil, met die belydenis van al ons sondes, met volle oorgawe. Amen. Gemeente, ons gee nou ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid. Psalm 119 sê, in vers 23, voordat ek verdruk was, voordat dit my swaar gegaan het, Here, het ek dwaalsiek al maar voort, op verkeerde pad gewandel, maar nou let ek op U woord. U is goeddadig, U is goed, U is goeddadig, o fontein van alle goed. Leer my dan wat goed en reg is, uit U goedheidsovervloed. Dan ook die volgende vers 25, dat U my verdruk het, Here, dat swaar kry het, beproef het. Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in die kennis ingelei. Daarom is dit my veel beter as die allerrykste skat, meer as al die goud en silwer, wat die wêreld kan bevat. Kom ons sing dit hartlik saam. Voordat ek verdruk was, Here, het ek dwaalsiek al maar voort, op verkeerde pad gewandel, maar nou let ek op U woord. U is goed, U is goeddadig, o fontein van alle goed. Leer my dan wat goed en reg is, uit U goedheidsovervloed. Dat U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir
vlei, want daardeur het U my dieper in U kennis ingelei. Daarom is dit my veel beter as die allerrykste skaat, meer as al die goud en silwer wat die wêreld kan bevat. Ons gee nou geleentheid vir die kerkraad om na die deure toe te beweeg. En dan as ons by die deure staan, dan sing ons uit Psalm 116. Interessant dat die psalmdigter sê dat hy angs vir die dood gehad het, dat hy gebid het, dat die Here vir hom verlos het, uit uitkoms gegee en dat hy nou sy geloftes aan die Here wil betaal. Kom ons sing Psalm 116 en dan ontvang ons die wegstuur seën. En as ons die wegstuur seën ontvang het, nadat ek amen gesê het, dan sing ons as gemeente ook die amen. U het my siel weer van die dood bevry, en droefenis droog U, o Heer, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane, om in U ligte wandel lewensbly. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek ombring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade. By die kamp van heil sy naam vermeld. Ek sal die naam met dank erkenntnis prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, het hoor om uw altaren, die lofgeluid wat tot Gods Heer verrys. Die apostel Paulus sluit sy Filippense brief met die volgende seënbede af, en ons wil u as gemeente daarmee seën. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen.